Vergeet, vergeet. En ik aan jou zonde. En als God vergeet, als God vergeet, vergeet. Als God vergeet, vergeet. In Joshua, hoofstuk 1, versie 2. En daarom sê ek, God het 'n plan vandag om jou te plant. Hy sê my knegt Moses as dood. Maak jou dan ook klaar, trek deur hierdie Jordaan. Jy en hierdie volk na die land wat ek, halleluja, en hulle die kinders van Israel sal gee. Die laaste versie wat ek wil lees, elke plek waar julle voetsole op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek. En vanmorgen wil die Here met iemand praat wat staan, waar iets begint het, of plaasvind het. Die Bijbel sê, en asof Joshua stilstaan, asof Joshua nie weet, wat moet ek doen? En die Here sê vir Joshua, staan op, my knegt, die man, vir wie ek gebruik het, as nie meer daar. Van die volk, trek weg, van hierdie plek. En daar waar julle sal, voetsole, sal neersit, dit sal ek aan julle toevertrou. Praise. Ek wil vir iemand sê, vanmorgen aan hierdie plek, jy staan nog, miskien by jou verlede, jy staan nog by iemand ander, sy verlede, staan op, man, trek weg, en trek hier. Halleluja! Want ek wil hierdie gebied, ek wil hierdie plek, wil ek aan julle toe vertrou. Amen.
Here, kom ons staan. En ons wil die prediker van die oggend, Bishop Nathaniel, verwelkom na die pulpit toe. Amen. Praise die Here. Praise Him. Praise Him. Praise Him. Voorreg vanmôre. Halleluja. Om so die tasbare teenwoordigheid van die Here Jesus te wees. Mense ken my en hulle ken my begroeting. Ek hou van nederigheid. Ek hou nie van gesig koop. Ek hou nie van aangeplakheid. Ek hou van opregte. Halleluja. Hier sit vanmôre apostels, hier sit profete, hier sit pastore, diakens, ouderlinge, hier sit bishops. En my begroeting is vanmôre aan al die diensknegte. Amen. Van die Here Jesus. Dankie Here Jesus. Halleluja. As ons daar eendag kom. Yes. My broeder het my voorgespring en ek hoor hy koortjies sing. As ons eendag daar kom, gaan hy nie ingesê, gaan in professor. Of apostel. Gaan in goeie en getroue diensknegt of diensmaagd. Man was jy getrou. Jy was bereid om na my stem te luister.
Jy was bereid om te volhard. Jy was bereid om die volle pad te loop. Daarom het ek vir jou 'n kroon. Halleluja. 'n ewige kroon. Baie dankie, dit is 'n kosbare voorreg om vanmôre hier te wees. So Abrams, dis lekker. Praise the Lord. Ons kom 'n lang pad. Die meeste van die kinders van die Here hier kom ons 'n lang pad. Ek het hulle leer ken toe ek nog 'n jong man was. Nou is ek net mooi en ek is oud. Maar die krag van die Here het nie verander. Halleluja. Salwing het nie verander. Die heerlikheid van God het nie verander. Ek sit nou die môre in my kantoor en dan Bishop Abrams bel en my gewoonte is, ek noem my broederskap my seun. Of my dogter. Ek is daar al 66 jaar oud. En my seun is ook in my kantoor, of my seuns, hulle werk ook daar. En ek sê vir hom, môre my seun. En my eie seun roep van binne af, hy sê, ja pa. Ek sê nie, ek praat nie met jou nie. Hy sê, my pa het te veel seuns. Hy sê, ek ken die helfte van hulle nie. Maar dit is kosbaar, en ek luister na die manne van die Here, en ek luister na die bemoedigende. En ek kyk hoe die woord van die Here in plek gaan val. Paar maande terug sit ek agter my lesenaar en ek sê, Here, ek is, soos ek sê, ek word 66, maar Here, ek is nog honger. Ek dors na die volheid van ek smag na deurbraak in die Heilige Gees. Ek wil sien dat siele gered word. Ek wil sien dat mense vrygemaak word. Ek wil sien dat leierskap opgelig word. En die Here vat my na 'n baie bekende skrif en ek ken dit vanmôre en ek dink die meeste van hierdie pastore het al daaroor gepreek. En hy vat my na Esegiel, die 37ste hoofstuk. Die tema van hierdie veldtog sê, wanneer die tyd reg is, sal die Here dit laat gebeur. En ek glo dit steek hand in hand met hierdie woord wat ek by wil tuis laat, en ek wil nie tyd mors nie, en ek hou nie daarvan om te veel te praat as God besig is om te werk. Want jy weet baie keer uit ons pastore of predikers 'n gewoonte, wanneer ons sien die mense applous ons, dan wil ons nog aangaan. En dan gaan ons oor na die vlees toe. Dan is ons nie meer in die gees, want dan is ons daar in ons eie krag. En ons maak die salwing van die Here dood. Daarom vanmôre wil ek hê ons moet konsentreer net op dit wat God vir ons wil sê. Ek het groot geword in 'n Pinksterhuis. Ek ken, ek dink 90% van u ken my vader, ou Bishop Botha of Papa Botha, soos almal hom geken het. Wonderlike man van die Here. Amen. Vir my was hy groter as die lewe. Ek het nooit gedink dat hy sou sterwe. Maar hy het 'n fondament gelê waarop ons broers in sy voetspore loop vanmôre, en ek het ook ander broers wat ook in die bediening is. En in 1981 toe gaan ek in die bediening in. Toe was ek 'n jong man, was 21 jaar oud. En ek doen my proefjaar in die kerk. Onthou, my pa was baie streng ou gewees. Jy het nie sommer net ingestap nie. Al kon jy hoe preek, al kon jy hoe sing, al kon jy hoe musiek maak. Jy het nie net ingestap nie, daar's orde. Daar's rangorde. Jy moet wat jy wil hê, moet jy voorwerk. Jy het nie 'n goedkoop salwing in die Here nie.
Die salwing van die Here is swaar. Die krag van die Here krap jy nie uit elke bosie uit nie. Jy gaan lê op jou gesig voor hom. En ek sê vir die Here, ek sê Here, soveel jare in hierdie bediening. Ek het die mooi gesien, ek het die lelik gesien. Ek het dit ondervind, ek het dit ervaar. Man van God is nie altyd maklik nie. Ek wil eintlik sê, dit is nooit maklik. Jy moet deur die kritiek gaan, deur die skinder gaan, deur die haat gaan. En is nie altyd net die man van God wat geteken word in sy hele familie. Dis sy vrou en sy kinders. En almal wat saam met hom is, word getarget. Want as die duiwel jou nie kan kry nie, dan val hy jou vrou aan. En as jy nie jou vrou kan kry nie, dan val hy jou kinders aan. Hoor mooi wat ek sê. Ek kom uit diepe ondervinding. Ek kyk na pastoor Prins nou, ons het mekaar geken, al hier van die 80er jare af. Toe was ek nog nie gereis nie. En ek het nog nie brille gedra nie, en hy ook nie. Maar ons het 'n pad geloop. En terwyl ek daar sit en ek sê, Here, ek soek net weer 'n vars aanraking. Al is ek 'n bishop, al geloop ek waar, al het ek wat se leierskap. Ek is die kind, Here, ek soek net weer 'n vars salwing. Ek wil net weer kontak maak met die Here. En hy vat my na Jesegiel 37. Ek het nie mooi dinge neergeskryf, ek hou daarvan om my tekste te skryf en dan haal ek hom uit. Hy sê die hand van die Here is op my. 'n ander vertaling sê die hand van die Here was swaar op my. En ek glo gedurende hierdie veldtog is die hand van die Here swaar op u, my boetie. Die hand van die Here swaar op u leierskap. My susters, die hand van die Here trek jou vanmôre na dieptes toe. Trek jou na sy water toe. Hy sê, hy het my uitgebring. Met ander woorde, jy was op 'n plek waar God nie meer tevrede is. Jy was in 'n gemaksone. Jy was op 'n plek waar die Here jou nie meer kon bereik nie. Jy was 'n plek waar die Here nie meer sy krag op jou gesit het nie. Jy was op 'n plek waar die stem van die Here stil geword het in jou lewe. Jy was op 'n plek waar die salwing koud geword het. Sê die Here het my uitgebring. Ek is nog nie by die plek waar hy jou vat nie. Halleluja. Here, prys U. As jy vanmôre honger is, gaan God jou uithaal. As jy dors is, gaan God jou uithaal. Halleluja. Honger genoeg. Ek is nog reg, my seun. Jy moet honger genoeg wees. Ag, goed, hulle my nie gebleis gisteraand met 'n paar roosterbrode nie. Ek sê vir Bishop weer, ek sê man, as ons by mekaar kom, ek soek hy roosterkoeke. Voor ek ry gisteraand, toe sê Bishop Abraham sê, ons het vir jou roosterkoeke. Dis hemelse kos. Dis hemelse kos. Dan gaan ons het lekker geëet. Hy sê, hy het my uitgebring. Nie deur sy hand nie, maar deur my gees. Deur die gees. Deur die Heilige Gees. Nie deur prediking nie. Nie deur woorde nie. Nie deur visioene nie. Maar deur my gees.
Rabakashaba. God wil jou vanmorgen uithaal. O Richie, hy wil jou uithaal. Deur sy gees, manne. Die salwing van die Here is mooi op jou, my ou seun. Hou hom vas, hou hom vas, hou hom vas. Hy sê, en hy het my neergesit. Halleluja. Halleluja. Kyk vanmorgen na my eie lewe. Die hand van die Here my lewe beweeg het. Wanneer ek 'n jong man was. Ek het nie op my pa sy redding tot bekering gekom. Ek was baie lief om by hom te sit en as sy getuienis te luister. As 'n jong seun wie se pa meer in die tronk was as wat by die huis is. Wie se pa alkoholist was. Sy ma in die welsyn, hulle moes groot maak. En hy sê in 1953, ek weet nie wie is oud genoeg hier. Daai jare het hulle meelsakke gekoop. En my ouma het vir hulle klere gemaak met die meelsakke. Dankie my sussie, daar is iemand met ondervinding. En hy sê, loop met hierdie meelsak klere na die AGS in Bloemfontein. 'n jong seun van 15 jaar oud. Hy sê die mense het hom skeef gekyk. Wie is hierdie arm seun wat nou met meelsak klere hier instap? Hy sê maar daar was 'n oom. Hy noem het, hy sê daar was 'n oom. En sy naam was Kobie Reyneke. En hy sê vir hom, ou seun, wat soek jy? Hy sê, oom, ek soek 'n beter lewe. En hy vertel hom. En hy sê, Kobie Reyneke vat hom na Jesaja 53 vers 5 toe. Maar hy sê, hulle van Ben Botha se oortredinge deurboor. Terwille van Ben Botha se straf het hy om die vrede gegee. Hy sê terwille van Ben Botha het die Here vir hom 'n nuwe lewe gegee. O, halleluja. En hy sê daar, toe word daar iets gebore. Luister jou man, jou dogter, God wil iets wat gebore word in jou lewe. Die wat oupa Botha geken het, weet hy het nie 'n bang haar gehad nie. Hy gaan weermag toe sê. Hy sê dan kom hy naweek uit, dan preek hy met hy weermag uniform. Hulle wil hom toesluit, hy sê hy gee nie om nie, maar die evangelie moet gepreek word. En hy gaan staan die eerste keer op die hoeke van die strate in Bloemfontein. En hy gaan uit na Heidendal, wat nou 'n kleringgebied is daai jare. Maar dit was Ashbury en wat. Hy sê enige een het God nodig, geen pink, wit, geel, maak nie saak nie, God soek mense. En ek onthou ek is in die spore polisie gewees. 1977, toe was ek in die college. Ek sien nie daarom baie skraal ouens. Ek dink ek was so maar soos die oukie gewees. En ek was 'n goeie atleet, ek moet sê. Ek het gehou van lang afstand hardloop. En ek onthou, op die 10de Oktober was daar 'n funksie by die college. En daar was 'n landloopgeleentheid. En ek het aan hierdie geleentheid deelgeneem. Maar toe ek by die college hekke in hardloop, toe kry ek sonstraal. En die laaste woorde wat ek hoor is, hulle sê keer daai man, hy gaan val. En ek is uit. Toe ek daar wakker word, toe praat ek tale. Toe werd die salwing van die Here
Ek loop na 'n sergeant en ek sê, sergeant, God soek jou, jy het teruggeval, maar God soek jou. Ek loop na 'n man toe, hulle het hom genaam Nar. Sy naam was Nar, hy was vol tattoos. Toe noem hulle hom Nar. Ek sê, Nar, God soek jou. Hy sê, ek is 'n gangster. Ek sê, ek gee nie om nie, God soek jou. En hy red sy stiel. Luister vanmorgen, jy's nie te jonk of te oud om vir God te werk nie. Kom, ek gaan na die woord toe. Kon nie tyd ons. Hy het my nie neergesit nie op die berge nie, my boetie. Hy het my nie in 'n salon gaan sit nie, maar hy het my neergesit in die laagte. Die plek waar niemand wil wees nie. Die plek van geestelike vergeetachtigheid. Vat God my en hy gaan sit my daar neer om my te herinner waar hy my uitgehaal het. Dis tyd om terug te gaan na die laagte toe. O, halleluja. Ons wil vandag net prosperity hê. Ek weet wat het is om op genade na plekke toe te gaan. Ek weet wat het is om sonder kos te lees. Ek weet wat het is om in geloof te lewe van dag tot dag. Baie keer kom mense en sê hulle, ek weet nie hoe kyk jy nog na 'n land. Hulle ken nie as jy omstandighede. Ek sê, ek het 'n God. Ek het 'n God. Ek het 'n God. En ek weet dieselfde kan ek sê van Bishop Beer. En elke man van God. Ons is baie lief om te praat oor dinge wat in ons lewe gebeur het in ons pa se huis. Toe ons groot geword het, was my vader 'n pastoor in die Pinkse Protestante kerk. Hy het sy bediening gekry in die PPK. En ek onthou, hy het altyd gesê, manne het gekyk na geleerdheid. En ek weet, oupa Botha het net sin het 7 gehad. Hy sê, toe hy voor die raad kom met al die groot manne, toe sê, gee my net 'n kans. Luister vanmorgen, ek gee nie om wat sy geleerdheid hier het nie, maar as God jou geroep het, halleluja, as God jou geroep het, ek onthou in Odenalsrus was sy eerste gemeente. Ons was 3 kinders, ne? 4. En sy pay was R5 'n maand. R5. Maar ons het nooit honger geslaap nie. As jy in die wil van God bly, gaan God na jou kyk. In 1968, toe aanvaar hy 'n beroep Woester toe. So ons was 'n bietjie in Woesterok gewees. Hy het met die groot aardbewing op 20 September 1969, toe loop ons deur ons huise mure. 9 uur die maandag aand. Toe hardloop die mense uit die byscopes uit daai tyd en sê, Here, moet net nie nou kom nie, ons is nie reg nie. Toe hardloop hulle die paar uit. Toe hardloop hy die verkeerde plekke uit. Want mense is nie gereed wanneer God roep. Hy is Bloemfontein toe. Ek ken hierdie geskiedenis van oupa Botha, maar ek wil dit bietjie agterlaat. Hy is Bloemfontein toe. Hy bedank die PPK. Hy begin Maranatha evangelisasie. Hy het nie 'n werk nie. Daar is nie inkomste nie. Maar oupa Botha het altyd 'n plan gehad. Hy koop 'n afrolmasjien en hy begin resepteboeke maak. En hy begin toebroodjies maak. Hy klas van dinge.
Waar het jy 'n resepteboek gekoop vir 50 cent? Sê gou vir my. En hy gaan aan. In 1976 kom hy in kontak met die kerk van God van Profesie. En hy word die nasionale opsiener. En hy niks in 20 jaar bou hy 200 gemeentes. Is 'n man met geloof. Is 'n man met 'n visioen. Is 'n man wat nie omkyk. Maar hy teruggegaan aan die laagte. Daar aan die laagte. Toe kry jy 'n vars aanraking. Nie bo op die berg nie, maar aan die laagte. Hier in hierdie laagte, die skrif sê, ek was vol bene. Vandag as ons weggooi bene het, gee ons dit vir die hond, nee. Ons gooi dit weg. Maar hier in die laagte, toe lê daar bene. Ek sit gisteraand en dink, terwyl ek hierdie woord bepuins, en ek gaan net nou daarby kom. Hy sê, dit was vol bene. Miskien lê jou roeping vanmôre in die laagte. Miskien lê jou salwing in die laagte. Miskien lê jou drome in die laagte. Miskien lê jou huwelik in die laagte. Hoor mooi wat ek sê vanmôre. Miskien lê jou gawes in die laagte. God wil hê jy moes hierdie bene in die oog gaan kyk. Miskien lê jou geloof in die laagte. Jou getrouheid. Is jy met my? Halleluja. Jesus. Ja. Hy 10de wat jy moet uithaal. Miskien lê hy in die laagte. Oh, Jesus. Jou standvastigheid lê vanmôre in die laagte. Jou gebedsgees lê in die laagte. Jou ontmoeting met God lê in die laagte. Hey Rich. Mense het verleer om te bid. Vandag ek klim in die bid en sê, Here, seën my kat en my hond en my vrou en my kinders en laat my lekker opstaan môre. Hulle weet nie meer hoe om kontak te maak met die allerheiligste God. As hierdie mense nie 'n visioen gehad het nie, was hier nie 'n tent vanmôre. As jy nie 'n visioen het nie, gaan laagte toe. Gaan laagte toe. En weet jy wat sê die skrif in vers 2? Die gees van die Here het my by hulle laat verbygaan. Elke been het 'n naam vanmôre. Miskien lê jou genesing in die laagte. En my vrou is volgende jaar 47 jaar getroud. Oh, Jesus. Sy het baie pyne en smart al deurgegaan in die lewe. Yes. Ek dink die grootste was die dag na 'n 3de oogoperasie. Maar die spesialis van ons sê, mevrou Botha, jy sal nie weer uit jou linker oog kan kyk nie. Jy's blind. Ek onthou ek het maar omgedraai en geloop en gaan huil. Ek sê, Here is my vrou. Sy kon kar bestuur. Sy het alles in my kantoor gedoen. Ek kon die werk in die land gaan doen en sy was daar. Maar nou was sy nie daar. Ek het 'n herontmoeting met God nodig gehad by Hosea. Hoe voel jy vanmôre? Is jy gereed dat God jou na die laagte toe kan vat, Hosea? Dis nie heeltyd daar op die berg.
belofte wat ek aan haar gemaak het is, ek gaan by jou bly. Jy is myne. Ek gee nie om wat ander mense sê. Sy sê baie keer, as ek net meer weer kan sien. As ek net 'n nuwe oog kan kry. Wat is jou begeerte vanmôre? Hoe voel jy vanoggend? Jy het met jou eie gedagtes na hierdie tent gekom, maar binne in jou is daar 'n begeerte. Sê, Here, sien my raak. Moenie by my verbygaan, die Here, sit my vanmôre net weer in die laagte. Leierskap ken my, of enige iemand ken my. Wanneer jy bel en sê jy siek, dan bid ek klaar oor die foon vir jou. Afstand maak nie sin. Sy is nie meer so sterk soos sy was. Maar sy is 'n eister. Sy is hier onder my. Ek weet ons stem nie baie keer saam oor dinge nie, maar daarom is 'n man en vrou, jy kan nie saamstem nie. Die Here het die vrou anders te gemaak as die man. Maar ek weet die heerlikheid van God rus op haar. En met daai krag wat sy hier onder my insit, kan ek enige duiwelstorm loop. Ek kan oor 'n muur spring. Ek kan vanmôre beweeg in die naam van die Here. Halleluja. Baie keer kyk ek na haar gesondheid en sê ek, hoor jy, ek dink jy moet bly. Ek sal ry. Sy sê ek los jou nie alleen nie. En jou vrou alleen los nie, my boetie. Laat sy gaan waar jy gaan. As 'n salwing op al twee van julle se lewens. Vir hierdie eindtyd. Vir die nuwe seisoen. Here, ek prys U. En ek dank God vir haar. Ek het haar geken toe sy 9 en 18 jaar oud was. Toe sy pragtig was. Sy is nog steeds pragtig, want sy is myne. Ek gee nou ook hoe sy lyk vir ander mense. Sy is myne. Ek het daar gedruk. Manne, eer julle vrouens. Vrouens, eer julle manne. Wees lief vir mekaar. Ek weet is nie deel van die boodskap nie, maar wees lief vir mekaar. Hy sê, kyk, hy sê het my laat verbygaan van alle kante af. Hy het my reg rondom hierdie bene gevat. Voorkant, agterkant, links, regs. En ek moes hierdie bene aanskou. Die Here wil hê jy moet vanmôre die bene wat jy verloor het net weer in oënskou neem. As 'n skrif in Jeremia, hy sê, Here, vat my terug op my voetspore en wys my waar het U my uitgehaal. Baie keer vergeet ons die magtige hand van God wat ons uitgehaal. Daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê. Hulle was verstrooid. Die leef vanmôre siele hier buite. Terwyl Bishop Mere praat van die 2 visies en die brode, toe kom die gedagte by my op. Toe die disippels vir Jesus sê, Here, stuur hulle weg. Ons het nie vir hulle kos nie. Is net so goed
Hy sê, Here, stuur hulle weg van hulle oorwinning af. Stuur hulle weg van hulle salwing. Stuur hulle weg van voorsienigheid. Stuur hulle weg van die krag af. Ons moet mooi lees hierdie skrifte. Elke woord wat in hierdie Bybel staan is daar met 'n doel. Laat ek klaarmaak. En hierdie bene was dor. En dit is wat my getref het toe ek dat met pyns vanmôre. Daar was nie meer murg. Ons is ons lief om die murg uit te haal, is dit nie? As ons ou choppie eet. Soek ons murg. Hierdie bene het nie meer murg gehad, my boetie. Jy sit daar buite, maar God wil murg in jou pype sit vanmôre. Miskien lyk jou bene mooi, maar binnekant, is daar 'n groot probleem. Miskien jy kan nie gesig oor die Here nie. Hy kyk jou mooi uit, van binne en van buite. Kom ek gaan verder. En hy sê vir my mense kind, kan hierdie bene lewendig maak? God vra jou vanmôre, kan jou drome weer lewendig maak? Kan jou salwing herlewe? Dit wat jy verloor het, kan dit herstel word? Help my, Here. God vra vir jou vanmôre, so jy moet optree. Jy moet opstaan. Hy sê, en ek antwoord. Jou naam is vanmôre Jesegiel. Die naam is Jesegiel. En God praat met elkeen van u. Jesegiel, kan hierdie bene lewendig word? God vra vir jou vanmôre. Dit wat die duiwel by jou gesteel het, kan dit terugkom. Kan dit herstel word? Hy sê, ek antwoord. Hy sê nie net, Here, u weet het nie. Hy sê, Here, Here, u weet het. Hy erken die Godheid. Hy erken die Godheid. Want hierdie Here was nie sommer net 'n Here nie. Hierdie Here was die Here van die hemel en die aarde. Ek ken 'n naam. Dis kosbaar ver bo alles. Hierdie naam verruk my wese deur en deur. Ken ons daardie lied? Die wonder van die naam is so onmeetbaar. En dan gaan die koortjie aan, hy sê, dit roer my siel. Wanneer ek dink aan Jesus, die dierbare naam, wat slawe kan bevry, die wonder van die naam is Jesus, sê bietjie Jesus, 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 Jesus. Here, dankie vir hierdie naam, want hierdie naam bring verlossing, hierdie naam bring genesing. Die dokter kan wat sy diagnose hê, maar wanneer jy by die groot geneesheer uitkom, hy diagnoseer nie, hy maak gesond. Jy wil vanmôre oor jou kinders wyses. God sien dit raak. Kom ek sê vir die vanmôre, ons kinders het in kerke groot geword. Hulle het in die huis van die Here groot geword. Maar baie van hulle het afgedwaal. Ons is nie engeltjies nie.
Iemand kom vra my nou die dag van 'n Noordwes pastoor daar, hy sê pastoor of bishop, sy te seun, maar die neigings is oor na lesbianisme toe. Sy vra wat moet sy maak? Ek sê vir hom, my sussie, wees net lief vir jou kind. Bid vir jou kind. Wys vir jou kind dat jy kind van God is. Dat jy die moeite werd ag om 'n ouer te wees. Jy deel nie in haar sonde nie of in sy sonde nie, maar jy gee vir hulle Jesus. Julle moet hom Jesus noem, want is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. God ken vanmôre jou hart, my boetie en sussie, dat ek klaar maak. En daarom sê hy vir my profeteer. Kan ons nog profeteer? Hy keer wil ons net profeteer om mense se guns te wen. Hoor jy wat ek sê? Ons wil net mooi dinge profeteer om geld uit mense uit te kry. Dis nie hoe 'n profesie werk. Dis nie hoe 'n profesie werk. 'n Profesie praat van die goed, die kwaad en dit wat reg is. Yes! Want baie keer as ons te bang om regheid met mense te praat. Ek onthou op 'n boot, vertel my of ons het groot geword in soos in die PPK. Ek was 5 jaar oud in die 65. Okay, Benny is net 1 jaar jonger as ek, alles hy groter as ek. Daar was 'n pastoor Foster in die gemeente en my pa was 'n jeugleier. Hy sê daar was 'n man met die van Du Plessis wat R500 tiende 'n maand gegee het. Nou daai jare was dit baie geld. Kyk, jou pay was maar R50 of R60. Ek onthou in die spoorpolisie was my pay R108 gewees. En dit was in 1977 as 'n konstabel. Hy sê maar hierdie ou wou die kerk beheer. Hy wou sê hoe hulle kan hande klap, hoe hulle kan koordans. Hy wou sê wat is die wet van die kerk. Hy sê een Sondagmôre, toe staan hy die pastoor op en hy sê, broer Du Plessis, hier is jou R500. Gaan maak vir jou vis en chips winkel oop. Maar los ons, dat ons God kan prys. Amen. Ek hou van die waarheid. Dankie, Bishop. Dankie. Dan sê vir die duiwel wat jou aanval, hy moet vir 'n vis en chips winkel gaan oopmaak. Laat hy jou uitlos, my boetie. Jy's 'n gesalfde van die Here. Jy's 'n geroepene. Jy's koninklike priesterdom. Amen. Jy's heilige volk. Kom ons sê 'n bietjie amen. Hy sê vir my, profeteer. As jy profeteer, gaan ek manifesteer. Ai. Jy gaan nie manifesteer. Maar God sê, profeteer jy, en ek die groot God van die hemel sal manifesteer. Dat sal wonderwerke wees. Bose geeste sal uitgaan. Die heerlikheid sal losgelaat word. Is jy met my? Toe die kerk begin het ons 'n pastoor gehad met die van Piet van Nel. Was 'n lang. Amen. Ou pastoor Piet, ek dink sy kop verseker daai paal geraak het daarbo. Sy sê 'n ding was altyd, sonde is soos 'n koordkombers. Maak jou kop toe, dan steek jou voete uit. Maak jou voete toe, dan steek jou kop uit. Maar ek weet die duiwel was bang vir pastoor Piet van Nel. Want as hy by 'n hospitaal inloop, dan maak hy die sale leeg. Dan maak God gesond. Kan die Here ons nie weer oprig, manne van God? Daar is
onmoontlik. Ons leer die laag. Ons spreek hierdie woord sonder geloof. Here Jesus. Hoor jy wat ek sê? Ons lyk om te preek, maar die geloof ontbreek. Wanneer laas ek vir 'n duiwel gesê voetsek? Mooi praatjies op, mooi praat. Jy roep nie 'n hondjie en sê, "Ag gee pad mamma se kindjie." Of 'n bose gees. Jy sê van voetsek. Jy jaag hom. Hoor jy wat ek sê? Elke bose gees vanmôre moet die vyf neem in die naam van Jesus. Profeteer oor hierdie bene en ek is byna klaar. En hy sê vir 'n dorbene. Dorbene. Hy been lê nog daar. Dorbene. Jy het niks in jou meer vanmôre nie. Maar ek praat met jou. Praat vanmôre met jou omstandighede. En ek het gehoor wat sê broer Abrams. Praat met jou siekte. Praat met jou omstandighede. Praat met jou krankheid. Praat met jou finansiële probleme. Praat. As jy geloof het soos 'n mosterdsaad, kan jy vir daai ding sê wat soos 'n berg lyk in die naam van Jesus. O Rabakushayanda. Nie jou naam nie. Jesus. Jesus se naam. Hy sê dorbene. Laat die woord. Nie jou profesie nie. Hoor mooi. Nie jou gebed nie. Nie jou geleerdheid nie. Nie jou onderrig nie. Hy sê hoor die woord. O, halleluja, Here. Laat ons net die woord hoor vanmôre. Ons net die woord hoor. Gee ons 'n woord vanmôre, Here. Asseblief, Here. Dit is my wonderlik as ek hierdie klein kindertjies so sien koordans. En dan kyk na hulle en ek dink, Here, as hulle groot is, wat 'n magtige manne en vroue gaan hierdie kinders nie in die bediening wees. Daar sal profete opgerig word. Daar sal leierskap opgerig word. Hy sê, kyk, ek bring gees in julle in. Dit is byna klaar. En hier is vir my wat aanpas by die vyfvoudige bediening. Hoor mooi, die eerste wat hy sê, ek sal seënings op julle lê. Ja, gesien as jy hospitaal toe gaan en die seëning raak gesluit. Dis seer. Hy sê ek sit seënings in. Dis nog nie binne in nie. Dis nog buite aan. Dis hier by die gewrigte. Die tweede ding wat hy sê, ek bring vlees. Ek trek vir julle 'n vel oor. Julle sal nie meer kaal wees nie. Die kaalvreter sal nie meer in jou midde wees nie. Halleluja. Hy duiwel wat kom steel by jou, hy vat die haasepad. Vers 3 sê, ek sal vleis oor julle trek. Ja, gesien as jy hier sny, dan loop daar bloed, is dit nie so? Is vleis en is vet. So die Here doen 'n kosbare werk. Hy sê die 4de, dan sal ek my gees in julle sit. Ek gee vir julle seënings. Ek trek vir julle vleis oor. Ek trek vir julle vleis aan. Ek trek vir julle vlees oor.
Ek gee my gees aan julle. En die 5de ding sê, as ek alles van dit gedoen het, dan gaan jy lewendig word. Halleluja! Maar jy moet eers die eerste 4 keer gaan, voor jy by die lewe kan uitkom. Oh, yes. Hoor wat sê Jesegiel? Hy sê, sodra ek geprofeteer het. Ek luister nou die dag na 'n prediker wat sê, jou gebed is 'n profesie. En ek dink, Here, ek stem saam met hierdie man. As ek vir daai berg sê, in die naam van Jesus, dan profeteer ek mos. As ek vir hierdie probleem sê, dan profeteer ek mos. As ek redding oor my kinders uitbid, dan profeteer ek mos. So, moet jy niks dink van jou gebed nie. Oh, yes. Hier het vir my 'n pragtige ding oopgegaan. Toe ek dit luister, ek sê, Here, ek profeteer oor die manne van God in Suid-Afrika Wes. Elke pastoor, elke bishop, elke diaken, elke ouderling, elke jeugleier, elke sondagskool, elke vroueleidster, profeteer van haar. Maar die krag van die Here lewe gee binne hulle. Hoor wat sê die Here, hy sê, julle sal weet dat ek die Here is. Julle sal nie weet dat ek die bishop is nie. Ek spog nie dat ek 'n profeet of 'n apostel of wat ook al is nie. Maar julle sal weet dat ek die Here is. Dit is hoekom ons hier is vanmôre, broer Abrams, my sussie. Dis hoekom ons hier is. Sodat ons kan wys wat die Here is. Dat hy saamwerk met wonders en tekens en kragtige dade. Hy sê, sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk 'n beroering. As God werk, is daar 'n beroering. Daar's 'n beroering. Hoor jy my? Daar's 'n beroering. Miskien moet die Here ons roep om so 'n bietjie vas wakker skud. En weet jy wat vir my kosbaar is? Hierdie been het nie sommer net so gelê nie. Die Bybel sê, toe 'n beroering kom, toe beweeg die bene na mekaar. O, Here, laat jou drome na mekaar toe beweeg. Laat jou visioen na mekaar toe beweeg. Laat jou geneesing kom. Laat jou salwing kom. Laat jou roeping, jou bediening, dit wat God vir jou instoor het, dat dit vanmôre na mekaar toe beweeg. Ek wil vanmôre die kinders van die Here vra, bid vir ons leiers. Amen. Ons gaan deur baie toetse. Bid vir hulle vroue. Nie skinder vir hulle kinders nie. Bid vir hulle kinders. Hy sê, elke been na sy been. Is dit nie 'n wonderwerk nie? Daar sê jou been gaan nie na my toe kom. My vrou se been gaan nie na my toe kom. Dit gaan na haar toe gaan. My been kom na my toe. Dis wat God sê. Dit wat die Here vir jou instoor het, gaan na jou toe kom. Ek wil klaarmaak. Dis by die einde. Hy sê, profeteer door die Gees en sê aan die Gees, so spreek die Here. En hiermee is ek klaar. Hy sê, kom uit die 4 windstreke, o Gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. Here, maak ons evangeliste lewendig vanmôre. Maak ons dienaars in kerke lewendig, dat hulle hande kan vat. Dat ons saam op die wa kan klim. Want Jezus sê, hy wat nie teen my is nie, is vir my. Ek het baie keer vir my dierbaar is gesê, die skrif wat broer Prins vanmôre aangehaal het.
As jou hart een met my is, klim op die wa. Ek gaan jou nie op die wa trek nie. Jy moet opklim met jou eie krag, omdat jy daar wil wees. Ek weet nie waar bly jy in die Kaap. Kraaifontein. God het jou in Kraaifontein gesit om die magte van die hel te verbreek, om 'n bres te kap vir hom, om mure te bou, om siele te wen. O, halleluja. Die skrif wat Benny gelees het, dat hy sê, so sê die Here. Baie keer wil ons mense impres deesdae. Dan maak ons of ons die Here is. Is dit nie so nie, my boetie? Ek weet jy beweeg ver oor die land. Volg jy op Facebook. God sê vanmôre, hy wil net 'n herstelling kom bring. Ek is nie 'n mechanic nie, maar ek weet as die timing uit is, gaan die kar nie start nie. Hy gaan rook. En hy gaan hy gaan nie start nie. En as hy start, dan sien jy net rook. Nee, vanmôre, jy moet 'n dienaar wees met rook nie. Jou timing moet inwees. Jy moet getune wees. Jy moet ingeënt wees. Jy moet gesalf wees. Die heerlikheid van God moet op jou rus. Daar in die vroue bid. Weet jy wat is my kosbaar? Vanaf COVID-tyd is die mense lui om kerk toe te gaan. Almal wil kerk kyk op die foon of op die TV of wat ook al. Maar hulle gevra nie die TV om die kinders toe te wy nie. Hulle kan vra nie die foon om hulle te doop nie. Hulle kom kerk toe. Is dit nie so nie? Dan ken hulle die kerk. Luister, God wil maar net herstel vir my. Kom ons staan op die voete. O, waar hy lied. Wanneer ek dink aan Jesus, die dierbrenner, wat slawe kan bevry. Die enig naam wat my verlos van sonde. Wat sal hy dan? Daar is geen naam wat my ooit weer kan ek u vra. Ek sing altyd op 'n hoër noot, op C as jy kan. Ek sal bly wees want ek wil graag dit sing. Dit roer my siel wanneer ek dink aan my Jesus, die dierbrenner, wat slawe kan bevry. Yeah.
saam wees. As ek net vra of daar iemand is vanmôre wat aan die laagte wil ingaan om 'n vars ontmoeting met die Here Jesus te kan hê. Jy siek vanmôre. Jy het 'n begeerte. Is daar iemand wat net wil na vore kom en sê, Here, hier is ek. Miskien is jy man en vrou van God. God is vanmôre hier. Is daar enige een? Dankie my boetie. Is daar nog iemand? Jy gaan nie weer so geleentheid kry om hierdie veldtog af te sluit met 'n dubbele salwing wat God vir jou wil gee. Met dubbele krag. My boetie, kom staan hier by jou vrou. Ja, halleluja. Yes. Amen. As die manne is wat se vroue in die banke is, kom staan hier by jou man. As die vroue is wat se manne hier is, kom staan hier. Dat God die man en vrou aanraak vanmôre, dis reg. Halleluja. Ek ken 'n naam. Kom maar vorentoe, kom maar. Jou mense, God roep jou vanmôre om Beaufort Wes aan die brand te steek. Om sy naam uit te kan vat. O, is manne van God. Kom ons steek ons hande op, boetie en sussie. Halleluja.
Here